Goeiemôre broers en susters, baie welkom by ons erediens vanoggend, 'n nagmaalviering. Ons hoop dat jy ook ryklik geseën sal word daardeur en versterk sal word in die geloof. Namens die kerkraad die volgende afkondigings. Die kollekte vandag is vir die kindertehuise. Dink maar besonderlik aan die kinders wat swaar kry. Die jaarsdag vandag is aan Hy Venter, baie geluk. Hoop dra oor haar asseblief. Vrydag Donnie Pretorius en Saterdag Carmen Lamini. Ons sê hulle baie geluk met verjaarsdag. Vertrek met attestaat na Montana Park in Pretoria, Aubrey en Elmarie welkom. Ons vier vandag die nagmaal, almal wat gevra het om nagmaal saam te gebruik is baie welkom om saam met ons te doen. En dan Isak Kotse gaan môre vir 'n oogoperasie baie sterk, ons het nog gekleer. Pieter sterk aan na 'n breekoperasie, ons sê vir hom baie sterkte. Die NG Kerk het gevra ons nou net afkondig, daar is 'n kosterspos beskikbaar by hulle. Ek sal meer besonderhede op die groepie sit, as jy dalk vir iemand weet wat sou belangstel, is blykbaar 'n redelike volledige pos. Daar is ook 'n telefoonnommer wat die persoon dan kan skakel as hy sou belangstel, die NG Kerk se kosterpos. Volgende Sondag, die 23ste, is dit 'n gesamentlike erediens in die Hervormde Kerk om 8:30. Dit sal 'n gesamentlike kerssangdiens wees. En ons het dan ook DV nagmaal in Pitsani volgende Sondag. En gedurende Desember sal die gesamentlike dienste hier by ons wees. En dan ook asook Kersdiens. U moet maar asseblief kyk wat met die bord aangaan. En gee aandag aan die woorde van dit wat ons sing. Spesifiek baie keer is dit gekies om sodoende aan te pas by dit wat verkondig word, om mekaar te bemoedig, mekaar aan te spreek, sodat ons sal saam leef tot ere van God. Johannes 13 is 'n baie bekende gedeelte, is die bord tans. Toon vir ons dat Christus bereid was om 'n baie nederige dienswerk te doen. En ek dink nie mens kan genoegsaam daarvoor dankbaar wees vir dit wat hy vir ons gedoen het nie. Kom ons sit so, dan sing ons lied 345 vers 2. Daar is tyd vir stil gebed tot die Here.
Kom ons staan, dan sing ons 145 vers 1. Daarna ontvang ons die seëngoed van die Here. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in gestalte van God was, het sy bestaan God gelyke wys nie beskou as iets waar hy ons vasklein nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom op die hoogste eer tot die hoogste eer verhef en die naam gegee wat bo elke naam is. So die naam van Jesus, elke wat die hemel en die aarde onder die aarde is, nie so buig, elke tong sal erken. Jesus Christus is Here tot ere van God die Vader. Waar die navolging van Jesus aan liefde dien, sien almal God se heerlikheid. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op diep waters.
Maar die Gees van God het oor die waters gespef. Toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien die lig is goed, en die lig en die donker van mekaar geskei. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Aand geword, het môre geword, dit is die 6de dag. Ons sien die heerlikheid van God, as hy later in liefde Kain wat kwaad is, waarsku en tot geloof roep. Toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap, as jy goed doen nie. As jy goed doen nie, die sonde wag jy aan daar buite, en hy wil jy ons sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg vir jou mense en jou familie af, die land toe wat ek jou sal aanwys. Ek sal jou groot nasie maak, ek sal jou seën en jou man van groot betekenis maak, en jy moet tot seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en dan vervloek wat jy vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Psalm 72, terwyl ons so sit, is vervul toe aangebuig het aanbidding vir God se heerlikheid. Toe verskyn die engel van die Here aan Moses in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien die doringbos aan brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Die Here sien hy nader kom om te kyk, roep God na die doringbos, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien, en die doodkry deur slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem, daarom het ek afgekom om die mag van Egipte te bevry, daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Toe het Moses die volgende lied tot eer van die Here gesing, net na die deurtog deur die Rooi See. Ek wil tot eer van die Here sing, omdat hy hoog verhewe is. Perd en stryd waar hy die see geslinger. Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. Hy is my God. Hom roem ek, die God van my voorvaders, hom prys ek. Die Here is oorwinnaar in die stryd, sy naam is die Here. Vrees en angs oorvel, en magtige dade, wat versteen toe die volk deurtrek, Here. Toe die volk wat u gemaak het deurtrek, het hulle ingebring, hulle geplant op die berg wat u behoort, Here. U het 'n plek vir die troon voorberei, u hande, Here, het 'n gewyde plek gereed gemaak. Die Here regeer tot in ewigheid. Die Here het 'n wolk afgekom en daar by Moses kom staan en die naam die Here uitgeroep. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. 'n wolk het die tent van ontmoeting bedek en die magtige teenwoordigheid van die Here in die tabernakel gevul. Moses kon nie in die tent van ontmoeting inkom nie. Die wolk was daaraan
En die magtige teenwoordigheid van die Here het hy die tabernakel gevul. Die wolk van die Here was die dag se wolk oor die tabernakel, en s'nags het dit 'n vuur daarbo geword. Toe die priesters die verbondsark van die Here as die plek te gebring onder die vlerke van die gerubs in die binneste heiligdom van die tempel, dit is die allerheiligste. Die priesters uit die heiligdom kom met 'n wolk die huis van die Here gevul. Daarom kon die priesters die diens aantree nie. Dit was die magtige teenwoordigheid van die Here wat die huis van die Here gevul het. En daarna het Salomo gebid, luister ook na die vreemdeling wat nie die volk Israel is nie, omdat hy gehoor het van die groot naam, u mag en krag, selfs uit 'n ver land kom, na hierdie tempel te bid, luister tog in die hemel, u woonplek, en doen alles wat die vreemdeling in sy gebed vra, sodat al die volke van die aarde u naam kan ken, en ook aan u gehoorsaam kan wees, net soos u volk Israel. 71. God se magtige teenwoordigheid vul die tempel. Daar snik toe die magtige verskyning van die God van Israel uit die ooste uit. Die stem van die Here was soos die gedruis van baie waters, en sy magtige verskyning het die hele aarde verlig. Ek het plat geval. Die magtige teenwoordigheid van die Here het die oospoort in die tempel te beweeg. Die Gees my opgetel en my wil so vooraf te gebring. Die tempel was vol van die magtige teenwoordigheid van die Here. Maar jy, Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families in Juda. Maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal Israel gee. Sy begin lê ver terug in die gryse verlede. Maar die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Maar die wat in donker land was, het 'n lig geskyn. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, vir altyd vrede en voorspoed bring. Op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou, die reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou, die magtige teenwoordigheid van die Here, die almagtige sorg.
engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy is koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Gelowig reageer Maria deur te sê, ek is tot beskikking van die Here, laat my gebeur wat U gesê het. Maar was skaapwagters in daardie selfde omgewing, wat nie ook veld gebly het, die nag oor skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle verskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die verlosser gebore, Christus die Here. Dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en 'n krib lê. Die Heilige Gees was op Simon om bekend gemaak dat hy so sterwe voor die gesalfde van die Here gesien het nie. Die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring, die gebruikelike bepaling weet na te kom, Simon se arms neem en God geprys en gesê, die Here laat die dienaar nou in vrede gaan volgens U woord, omdat my oë U verlossing gesien het wat U gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van die volk Israel. Kom ons staan. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir al die dienswerk wat U deur al die eeue gedoen het. Ons loof en prys en dankie dat U seun mens geword het om vir ons sondes te sterf. Dankie vir die voorreg dat U altyd met ons geduld, liefde en barmhartigheid het. Vergewe ons sondes. Heilig ons, bemagtig ons deur die woord, vertroos en versterk ons deur die woord om te leef tot ere van U naam. Wil U self seker maak dat die woord reg verkondig word en maak ons harte oop, sodat ons kan leef en kan werk tot ere van U naam. Vergewe ons sondes en laat ons nou U magtige teenwoordigheid ervaar en elke dag leef daarin tot ere van U naam. Om Jesus naam se wille. Amen. Dankie sit maar. Die ware lig wat elke mens verlig was en kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het weer tot stand gekom.
En tog het die wêreld hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom. En tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar by almal wat hom aangeneem het, die wat hom glo, die reg gegee om kinders van God te word. Nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom roep uit, dis hy wat ek bedoel het toe gesê het, hy wat na my kom, is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Net na die wonderteken te Kana, water wat wyn geword het, die eerste wonderteken het Jesus Kana Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid, sy magtige teenwoordigheid laat blyk. Disippels het tot geloof in hom gekom. Johannes 12, daarop sê Jesus vir hulle, die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik word. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly dit net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal die dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is ek diep ontstel. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur, maar juist hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik u naam. Toe daar 'n stem in die hemel gekom, ek het my naam verheerlik. En ek sal dit weer verheerlik. Die mense daar gestaan het en het gehoor het gesê, dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê, 'n engel het nog gepraat. Toe sê Jesus, hierdie stem het nie om my wil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld. Nou sal die oorste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. As ek die aarde daar verhoog is, sal ek almal na my toe trek. In die verlede het God baie kere, baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou in die laaste dae het ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het tot erfgenaam vir alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Na die reiniging van die sondebewerkstelligheid, het hy gaan sit in die regterkant van die Majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele, die naam wat God hom gegee het, voortrekliker is as hulle naam. Ons teksverse, Johannes 1 vers 14, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, God is heilig. Sy heerlikheid omvat alles. Sy heerlikheid onbeskryflik. Maar mens weet as God daar is, dan sien jy sy heerlikheid. In die woestyn het ons al gesien hoe hy die tabernakel met sy heerlikheid vul. Tempel aangewy is, het hulle gesien, tempel vol geword het van die heerlikheid van God. En sy heerlikheid word ook vertaal met sy magtige teenwoordigheid. Hy as die enigste ewige God straal heerlikheid, sy magtige teenwoordigheid, daar waar hy is, sien ervare mense dit en kan jy in aanbidding buig daarvoor. Sy heerlikheid was so baie gewees die tabernakel tempel, die mense kon nie ingaan nie, want God is 'n heilige God. Orals waar hy dienend besig is, sien mense sy magtige teenwoordigheid. Hy is besig om die wêreld te verander, sodat hy geloof en geëer kan word. Saam met hom op pad is na die nuwe hemel en die nuwe aarde. As Johannes vir ons die menswording, die geboorte van Jesus Christus as mens beskryf, is daar kontraste. Aan die een kant die sondigheid van die mens, wat hy nie wil erken nie. Aan die ander kant die magtige teenwoordigheid van die Seun wat mens geword het en God se heerlikheid uitstraal. Elkeen wat daai babatjie gesien het, het geweet, dit is anders. Die magtige teenwoordigheid van God is daar. Ons sien sy heerlikheid daar waar hy dien. Enigeen wat daar in aanraking kom, erken en bely dit. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Selfs sy sterwe, sien mens die magtige teenwoordigheid, die heerlikheid van die Here. Romeinse offisier bely. Waarlik, hierdie man was werklik die Seun van God.
Sterwe skeur die voorhangsel van die tempel in toe om daarmee vrye toegang tot die Vader te gee. Johannes beskryf vir ons die geboorte van Jesus Christus en sê dat die woord mens geword en onder ons kom woon het, omdat die sondeval die mens uit God se teenwoordigheid weggeneem het. Nou stuur God weer sy seun, hy word mens, hy kom woon onder ons en sy magtige teenwoordigheid is oral daar waar hy dien en sy heerlikheid is vol genade en vol van waarheid. Dit is vol genade vir elkeen wat sy heerlikheid sien, daarvoor aan aanbidding buig en daarmee saam leef tot verlossing, tot ere van God. Vol van waarheid vir elkeen wat dit ignoreer, sy rug daarop draai en besluit, ek het nie God se liefde nodig nie. Johannes verkondig aan ons dat hy na sy einde gekom het, maar hom nie aanvaar nie. Sê ek ook in Johannes 12, nou die skeiding gekom, tussen geloof en ongeloof. Gelowige ervaar God se teenwoordigheid. Ongelowige draai weg en gaan die ewige dood in. As Jesus die water in wyn verander by die bruiloft van Kana, word sy heerlikheid magtig teenwoordigheid openbaar en dwing dit tot geloof in hom. Johannes sê vir ons, daardie daad, daardie teenwoordigheid van hom, die mense tot geloof en tot ongeloof gedwing. Aanvaarding van God se genade, aanvaarding van sy dienswerk aan Christus Jesus, of verwerping van die liefde van God. Telkens waar Jesus uitreik na sondaars se liefde, word sy heerlikheid gesien. Hy het geen probleem om saam met tollenaars en sondaars te eet nie. Hy raak aan malaatses, genees siekes, wek dooies op en verkondig die evangelie. As sy kruisdood nader, bid hy tot die Vader dat hy moet verheerlik word. Dan kom daar 'n stem uit die hemel wat sê dat hy hom verheerlik het en dit weer sal doen. Waar hy dien, word hy verheerlik in alles wat hy doen. Die evangelie gaan nou na die heidene uit word en hulle word geroep om ook deel te hê aan God se verlossing in Christus Jesus. Woorde van Christus is die wêreldwye betekenis vir almal. Hy word verheerlik deur die straf van God te dra op die sonde van die mens as hy op Golgotha sterf. Selfs as hy sterwe, het die mense weggegaan, verbaas oor die skouspel wat daar was, want God se teenwoordigheid was daar gewees. Sy magtige teenwoordigheid was sigbaar en aanvoelbaar, so die Romeinse offisier bely het dat hy werklik die seun van God is. Die Hebreërbrief getuig dat dit ons bespreek deur die seun in die laaste dae. Ons het gesien hoe hy dien in genade en in waarheid. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewebeeld van die wese van God. Dit oortref die verskyning van God in die Ou Testament waar die heerlikheid tabernakel in die tempel gevul het. En mens kon gaan nie. Baie meer ernstig wat dit aan betref, kom uit om ons te loof, om ons te lei en te dra. Deur sy heerlike dienswerk, het hy vir ons vrye toegang tot die Vader beperk. Deur hom kan ons ingaan en gaan leef aan God se magtige teenwoordigheid, sodat sy heerlikheid ook deur ons lewens en ons dienswerk uitgedra word na buite. Hy het mens geword, in sy Bethlehem gebore, sodat jy die heerlikheid van hom kan sien, waar hy geduldig siekes genees, dwaase mense leer van die evangelie, miswilliges roep tot geloof en bekering, en mense genees om saam met hom te leef. Dank hom vir soveel genade wat jy al van ontvang het in jou lewe. Prys hom elke dag vir sy geduld en liefde wat hy met jou het, en sy liefdevolle vermaanings om heilig te leef tot sy eer, om heilig te leef in sy magtige teenwoordigheid. Genade op genade. Sy genade sal jou dra, toe jy in volmaaktheid kom, of om van aangesig tot aangesig te sien. Maar ons nagmaal vier, vertroos jy ons weer eens te sê, so seker, as jy die brood nie wyn eet, so seker, het ek vir jou sondes gesterf, vir jou kom dien, jou nuwe mens gemaak, saam met my te leef, en gehoorsaamheid tot my eer. En as 'n mens Kersfees vier, dink aan die magtige teenwoordigheid, die heerlikheid van God, waar is mense op aarde gewerk en gedien het. Hy doen dit nou vanuit die hemel, na sy hemelvaart, aan die regterkant die Vader sit. Hy wat waarlik groot is, homself verneder om 'n slaaf te dien, sodat jy kan vrykom om te leef in sy heerlikheid en te dien, sodat almal sy heerlikheid rondom jou kan sien en sy magtige teenwoordigheid kan ervaar deur jou dienswerk.
Gebruik nagmaal, word versterk, leef saam met hom en weet so seker dat hy jou verlos uit genade alleen. Kom ons skrifruiming 4 terwyl ons so sit. Bely saam met Simon Petrus, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Terwyl hy nog praat, het 'n helder ligte wolk skielik sy skade weer om hulle gegooi. 'n stem uit die wolk het gesê, dit is my geliefde Seun oor wie ek my verheug. Luister na hom. Hier het Moses gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek, die Here julle God, is heilig. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa. Die gebooie oor die Sabbat gehoorsaam. Ek is die Here julle God. Julle mag nie afgode dien nie. Julle mag nie afgodsbeelde maak nie. Ek is die Here julle God. Luister na die instellingswoorde waarmee ons hier Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het. Wees nagmaal vir haar oorgelewer is, doodgeneem, nadat hy God daarvoor gedank het en het gebreek het gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. En so ook in die beker, net na die maaltyd die beker geneem en het gesê, hierdie beker is 'n nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is, gebruik dit elke keer as daaruit drink tot my gedagtenis. Ware selfondersoek bestaan in die volgende 3 dele. Dink na oor jou sonde en die vloek wat jy jouself gebring het. Buig met diepe berou en nederig voor God. Glo God se vaste belofte dat al jou sondes vergewe is, alleen op grond van die persoon wat Christus vir jou bewerk het. Christus het jou skuld gedra, jou sy geregtigheid gegee en jy van skuld vrygespreek. Begeer opreg om God met jou lewe te dank, opreg vir hom te leef en lewe in ware liefde en harmonie met jou naaste. Niemand wat liefdeloos en afstootlik lewe het deel aan die koninkryk van Christus nie. Kom na die nagmaal met jou lewe buite jouself in Christus soek. Die genade wil ek Gees met die hele hart wees berou het oor jou sondes, opreg begeer om volgens al die gebooie van God te lewe, kan jy seker wees dat God jou genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die voedsel en drank wat hy gee. Here, leer ons deur die nagmaal wat hy sê, gebruik dit tot my gedagtenis. Glo opreg dat Christus deur die Vader die wêreld gestuur is, die waarlik mens geword het en 'n sonderlose lam, God se toorn gedurende sy hele lewe op aarde in jou plek gedra het. Uiteindelik het hy met sy dood en met sy bloed wat gevloei het, die ewige genade van hom bekragtig in die woorde. Dit is volbring. Wanneer jy hierdie wyse van 'n sluiting dink, seker die tekens van brood en wyn jy telkens weer dat hy hom in jou plek gestel het. Ook verseker hierdie tekens jou dat jy werklik as die liggaam moet voed. Soos hy jou voed wanneer jy die brood en wyn eet en drink. Op hierdie manier verseker die lewende Christus jou deur sy Gees van sy liefde jou ingesluit is in hierdie genade verbond. Elke keer as ons nagmaal vier, getuig ons van sy dood tot hy weer kom. Die Heilige Gees bind ons ook in ware liefde saam as lede van een liggaam. Almal deel nie een brood het, is almal een liggaam. Daarom moet almal die geloof in Christus ingelyk is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Ons bid saam. O God en Vader, wat U ons ontferm, ons dank U dat U opnuut U Seun Jesus Christus se bittere kruisdood mag gedenk. 'n gebeurtenis wat vir ons troos inhou. Ons dank U dat U mens geword het, dat U kom dien ter wille van ons. Ons bid U gee die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart,
So het ons onsself toenemend aan die Seun sal toewy. Met hom die brood van die ewige lewe versterk sal word. En nie meer in ons sondes nie, maar in verbondenheid met hom mag lewe. Verseker ons dat hy ons genadige Vader is, die kinders en erfgename is. Help ons om onsself te verloon, om ons heiland te bely, lange te wag dat hy weer sal kom, om ons in ewigheid na hom te neem. O God en Vader, weet ons ontferm, verhoor ons om Jesus ontwil. Kom ons sing Skrifredding 3:3, vers 1 en vers 3, terwyl ons so by sit. Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ken. Nou ken julle hom en sien julle hom. Ons vra dat die brood en wyn uitgedeel word. Rig jou hart en gedagtes nou op Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand hemelse Vader. Wees daarvan verseker, die Heilige Gees jou werklik versterk met Jesus se liggaam en bloed. Net so seker, as jy die brood en wyn ontvang as tekens aan sy verlossingswerk. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap die liggaam van Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat die liggaam van Christus vir ons gegee is. Die beker van danksegging waar ons danksegging uitspreek, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem,
Drink almal daaruit. Dink daaraan en glo, die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet ons tot 'n volkomme verzoening van al ons sondes. Psalm 15, vers 2. Geliefdes, omdat die Here ons die brood vir lewe versterk het, laat ons almal saam sy naam dankbaar loof en prys met die woorde. Ek loof die Here met alles wat in my is. Ek loof die Here, vergeet nie een van sy weldade nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Ons sal U lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en ons hele verstand, en ons naaste soos onsself. Magtig ons op vreugdevolle dankbaarheid U wet elke dag getrou na te kom. Amen. Ons dank saam, o God en Vader, wat U oor ons ontferm. Ons dank en loof U, dat U die heerlike beloftes in die Evangelie die nagmaal bekragtig. Ons dank U, en ons gesien geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, wanneer ons deel kry aan die offer van die Seun. Ons bid U, dat die Heilige Gees in ons werk, vir die boodskap van die dood van die Here, ons elke dag sal het groei in die geloof, en die heerlike gemeenskap in Christus. Leer ons om dankbaar, heilig en aanbidding te leef tot U eer, om Jesus naam te wille. Amen. Christus regeer en versorg sy kerk. Ek het omgedraai, om te sien wie het is wat my praat. Ek omgedraai het ek 7 goue staanlampe gesien. En tussen die lampe iemand soos die seun van die mens, met 'n lang kleed aangehaat, en 'n goue band op sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos witwol, soos sneeu, sy oë soos vuur gevlam. Sy voete was soos geelkoper wat 'n speld ontgloei, sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. Aan sy regterhand het hy 7 sterre gehad. 'n Skerp swaard met 2 snykante in sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Ons bly so sit en sing ons lied 358, al 3 verse.
Jesus sê toe weer, kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my om elkeen te beloon wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseënd is die wat hulle klere was, weg kan hy op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs en onsedelik is, die moordenaars en die afgodendienaars en almal wat valse liefde ten doen. Ek, Jesus, het my engele gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel, die nakomeling van Dawid. Ek is die helder môrester. Die Gees die bruid sê, kom. Elke wat hoor het sê, kom. Elkeen wat dorstig kom. Elkeen die water die lewe wil hê, moet kom kry, verniet. Kom ons staan en sing lied 348. Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees.
Ons geleentheid vir die saamlik die liefdegawe. Jy is almal hartlik welkom om saam te kom tee en koffie drink en iets te eet. Baie welkom. Dankie.